As jy welkom terug kykers by ons show Gooi Kolle. So saam met my mede-aanbieder Abri Fourie. Ja, Brian Manangu. Moes gewees het, maar Moes okay. gewees het, ja. Okay, normaalweg, ja. Brian soos ons weet is natuurlik saam met die Namibiese onder 21 mans hokkiespan. Hulle is by hulle wêreldbeker in Indië. Ons sal seker so 'n bietjie later in die show daar by hulle ook inloer en bietjie kyk hoe gaan dit daar met Brian in Indië. Ja. So dan natuurlik die ander groot event van hierdie naweek is die Dash wat opkom. Ja. Ja, dis altyd 'n groot event hierdie tyd van die jaar en hierdie naweek. Ja, mense wat lank deur die jaar gewerk het om dit werklikheid te maak. Ja, ek dink met die hitte, soos wat ons die hitte die afgelope paar dae ervaar het, dink ek die manne is in vir 'n groot surprise. Ek dink dit gaan verskriklik warm wees. Dit gaan uitdagend wees en vir die mense wat verskriklik hou daarvan, dink ek dit gaan dit die moeite werd maak, maar ek sou maar gesê het pak maar 'n ekstra botteltjie water as jy nie een het nie so. Ja nee, is altyd ja, baie respek vir mense wat daai uitdaging kan aanpak en kan klaarmaak. Ja, so op ons show vandag fokus ons 'n bietjie op die Body 20 Club daar in die ooste kant van Windhoek, daar Eros Klein Windhoek se kant toe. Ja, hulle sal op ons show wees en ja, ons sien uit daarna. Ja, kom ons kyk wat gebeur. Bly ingeskakel, ons is net nou terug. Kykers, dit is Vrydag en ons is gereed om inkopies te doen vir hierdie week se episode van Gooi Kolle. Laat ek julle nie laat wag nie, ons is hier by Metro Fresh natuurlik om die lekkerste goedjies bymekaar te maak vir vandag se resep. So stick around en kom ons kyk wat gooi ons op die kolle. My inkopies is klaar en ek is gereed om aan die Kenkop Stadium te gaan om bietjie te braai en lekker te eet. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Okay, we're joined by Randy Slabbert, assistant coach of the national team. Randy, a tough one for the boys, but a good game nonetheless. Please tell me your overview thoughts of how the game went today. Yeah, look, it's really, as you said, a tough one. World Cup wins don't come easy, and to come that close is obviously quite devastating. The game was, from the outset, we knew it was going to be quite a challenge in the sense that we've got a lot of guys that aren't well in the side. The guys were not well next to the field either, so it's really been a challenging effort to try and keep 11 guys on the pitch. But we contained them well, and then in the first chaka, towards halftime, we started getting into the game a little bit more, and then we actually had the lead twice. So it's a little disappointing that we let it go from that perspective. But we probably contributed to our own
not downfall, but we were already had a lot of players that weren't well, but we played 17 minutes with a man down. That obviously still compounded what was happening earlier. But in the end, to lose with a shoot down is really not a nice feeling. We were so close to actually pulling off a second win. But I can't fault the team for effort. When the guys were on the park, they gave 150. Yeah. Okay, so we're joined by JP, captain of the Namibia Under-21 national team. JP, a tough one, a good game. You guys played really well, but just tell me, what is your overview thoughts of the match? I thought we played well. We did what we wanted to do, kept the off court, and waited for our chances. We scored early, not early, we scored first, which was our goal, and then they conceded straight after that, but then we went up again, and then unfortunately we got a 10-minute yellow card, and then our goal was kind of just to not concede in those 10 minutes because we were man down, and we did, and we wanted to go to shootouts, and it just didn't go away. Okay, well, with the 1 minute down, you could see the difference on the match, but look, a lot of players not feeling too well at the game. That also didn't help much, but overall thoughts of the boys pitching up, showing up, playing a tough game. You got 2 goals for yourself as well. How do you feel about that? Very happy with myself. Obviously 2 goals is something to be proud of, but I think I'm more proud of the guys. I mean, half our team is not feeling well, a few guys vomiting, a few guys are sick. Obviously no one of us have played in this type of environment with this type of food and environment, so it's tough on us as well, and I think the guys are managing themselves well. Even guys come off the bench, quick vomit, go back on. So they want to play. It's not like they don't want to play. But yeah, very proud of the guys for pushing through, especially I know a few guys, Jack and those guys are very sick at the moment, but still playing, even if it's 5 minutes, knowing they can help the team for those 5 minutes, I think that shows a lot of heart. Okay, well, before I let you leave, we might play, I think, China in the next match. We're looking forward to see how it goes, but how do you bounce back from this one? I think we just go back to the drawing board, see what we did well, see what we did bad, and then kind of see what we need to do for China or whoever we have to play. Just kind of keep the process the same. It sucks losing like this, going to showdowns. Trust me, I know I've been there a few times, but I think the boys will show massive heart and fight in the next game as well. Okay, you have the experience, like you said, you have been through this before. You know how it feels. How do you encourage the young lads, the ones that experience it for the first time? I think let them grieve, give them time to grieve in whatever way they want. If it's crying, if it's just being by themselves for a few hours, let them do what they need to do to mentally recover. And then after tomorrow, in our off day, we start again. Okay, well, thank you. Thank you so much. Welkom terug by ons show kykers. Saam met ons is Ethan Witbooi. Yes. Van Body 20. Body 20. Ja, so julle klub is dan Klein Windhoek Eros. Klein Windhoek, ja, daar by die King Prize gebou. Yes. Okay. Hoe lank is jy al daar betrokke en hoe het gebeur dat jy daar? Ek sal sê min of meer 5 jaar. Hoe het dit gekom dat ek by Body 20 was? Ek het eers by 'n ander gym gewerk en toe het my oog net hierdie Body 20 ding gevang hier op die internet en ek was shell-shocked, kan ek maar sê, die feit dat tegnologie so opgevaar het hier op hierdie stage. En ek was, soos ek sê, shell-shocked. Ek kon net nie verstaan hoe hulle dit doen nie. Ek het gehoor toe, daar's 'n tak ook by Kleine Koepe. En ek het maar elke dag so daarna toe gegaan en ek gaan sit letterlik net daar. En ek gaan bekyk net hoe hierdie besigheid werk. En ja, dis actually amazing hoe tegnologie nou so op so 'n level is dat ons mense se lewens kan verander in jou physical state en so voort. Okay, so vir mense wat dalk nie baie vertroud is met die konsep, kan jy vir ons so 'n bietjie 'n background gee van wat julle alles aanbied en so? Ja, wel wat ek kan sê is, daar's miljoene mense wat dit op aarde doen
Ons is al, ek sal sê, min of meer 20 jaar al in die bedryf. En ons wys gewoonlik ons testimonials van mense, hoe ons mense se lewens verander het. Of dit nou is om te weer leer om te loop, rehabilitasie. Dis vir enigiemand man. Fiks of onfiks, oud of jonk, you name it, we got it. Okay, so wat is sport het jy? Wat is jou agtergrond miskien so van skool af of wat se sport het jy basies groot geword kan jy sê? Ek het deur rugby groot geword maar dis 'n groot ding hier in Namibië. En elke keer rugby is maar 'n fisiese kontaksport. So elke keer as 'n mens hierdie niggles kry, Body 20 help my baie met hierdie rehabilitasie wat hulle ook doen. So dis nie net 'n gym waar ons spiere bou of vet verloor of enigiets nie. As ek beseer is, dalk my skouer of so, ek gaan lê op daai masjiene en hy masseer net daai inflammasie wat ek gekry het met die besering. So masseer net uit 20 minute. Speel jy nog rugby? Nee, nie meer nie. Ek sien nie meer kans vir daai seer kry nie. Maar die liefde vir die sport is, ek dink dit gaan ooit weggaan nie. Maar ja, ek het net ander beter dinge waarop ek kan my tyd spandeer. Okay, so deur die loop van die jaar sien jy seker maar baie keer mense, daar's tye waar mense meer geneig is om te oefen of miskien dalk minder. Hoe sou jy sê? Hoe sou jy sê loop 'n jaar vir julle? Man, ek kan sommer hierdie jaar gebruik as 'n goeie voorbeeld. Hierdie wintertyd, sjoe. Dit was maar bietjie rof. Ons het nie baie mense gehad nie, maar soos ons nou hier einde van die jaar toe beweeg, weet jy dit en hoe dit raak, dis dol. Daar is te veel mense wat nou wil inkom en nou eers hulle December beach bodies wil kom kry. Terwyl hulle in die wintertyd daai moeite moes ingesit het. Maar ag, dit kan nog altyd gebeur. Het jy miskien 'n boodskap vir iemand wat soek vir bietjie motivering om dalk deur die loop van die jaar bietjie meer konstant fiks te bly en te oefen en so? Yes. It's not about exercising every single day of your life. Rather, break it down into smaller goals. Just moving your body, whether that's walking, whether that's running. Have some social influence within this exercise or fitness regime in your life as well. That makes it so much more worth it. If I can go through this phase of my life with my friends or with my family, it would mean so much more for them. And in the end, I'm still healthy. Yes, having that holistic approach. Okay, ons sal net nou weer 'n bietjie terug wees en 'n bietjie verder met Ethan gesels. Ons gaan check gou 'n bietjie daarso ook hoe ver die mense daar met die kosmakery is en ons is nou terug. Welkom kykers by my braaihoekie. Vandag het ek 'n baie spesiale gas. Ons is nou amptelik in Desember. So ons het 'n lekker resepie wat ons vir julle vandag gaan doen en met my in die kombuis om my te help hierdie resep bymekaar te gooi is Anne-Marie. Welkom by Gooi Kolle. Dankie, ek is so opgewonde om hier te wees om te kan braai so vroeg in die oggend. Dit is regtig een van my gunsteling dinge. So ons daarom nie so vroeg nie. Die son is op, is lekker warm en soos ek sê is Desember. Dis nooit te vroeg om te braai in Desember. Dis 'n valid punt. Precies, as het nog November maand was of Oktober, dan kan ons bietjie geargue het oor dit. Maar as Desember, alles het 7 uur in die oggend kan ons maar begin braai van is Desember. So Anne-Marie, vandag op ons resep, ons moet nog ons kan besluit of ons by die original naam wil hou of ons hom wil bietjie verander, maar ons het 'n honey glazed hamburger slides. Oh wow. Okay. Honey glazed hamburger slides wat ons gaan maak op die vuur. In die original resep het hulle dit in 'n pan gebraai, maar ons gaan hom bietjie tune sodat ons hom kan braai van ons braai op Gooi Kolle. Hierso, dis nie vir panbraai stories nie. Exactly. Maar Anne-Marie, jy is hierso op Gooi Kolle vir 'n rede.
ons het vir Jereen hier gehad, ons het vir Johan hier gehad, omdat hulle ook deel was van die ESPN wenners van ons year-end function en jy was ook een van ons wenners. Jy het redelik 'n baie groot prys gewen en ek dink dit was vir die persoon, ek het al vir myself gesê die persoon wat die prys wen was regtig iemand wat nooit nie gewerk het nie. Want jy moes oral wees, jy moes alles doen en jy moet op 'n pos wees basically. Kan jy vir ons kykers sê wat dit was wat jy gewen het by die year-end function? So ek het die Next Gen Award gewen. Dit was ek het dit glad nie verwag nie. Ek meen ek weet soos jy sê daai van jy voel asof jy nooit ophou werk nie. Dit het regtig so gevoel. Maar dit was 'n bitterlike groot voorreg geweest en net daai van iemand het gesien dat ek die hele tyd gewerk het. It was recognized and it didn't feel like it was just for nothing. Ja. Dit voel goed as mense dit raak sien soms. Maar Annemarie, ek dink jy kan begin om ons minste spys. Ek het binders gebring. Vir julle wat nie weet nie, gewoonlik die binder as jy minsbolletjies maak, kan jy mos nou die broodkrummels gebruik, getouste broodkrummeltjies. Maar as jy nie het nie, a great substitute is Weet-Bix. So you can throw Weet-Bix in as well en dis vir ons vandag gebring het, so ons gaan dit uittoets. So jy kan met hy begin. Ek gaan gou ons honey, ons heuning glaze thingy doen. Dit is nou heuning, hot sauce en wat het ek gesê, sout. Chili flakes, heuning en hot sauce. So, vir julle wat nie van spicy kos hou nie, dit is baie jammer. Okay. Klink soos 'n baie exciting resep. TikTok is jou beste vriend as jy nie weet wat om aan te vang in die kombuisie. Goed jy sê, maar ek gebruik my TikTok vir al die redes behalwe om resepte uit te dink. So ek is bly jy sê vir my. You must use social media to your advantage. Okay, Annemarie, om die Next Gen Award te wen. Natuurlik, soos jy in die naam hoor, is die Next Gen. Dis nou ons jong mense in die company wat regtig hulle harte gee in hulle werk en wat, soos ons kan sê in layman's terms, has a bright future in the industry. Like natuurlik het sien ons management iets in jou wat gesê het nee, hierdie dametjie sy has a bright future. Hoe voel dit? Jy weet, om te sien dat die mense dit raak sien en om te dink hoe jy begin, jou eerste dag hierso, waar jy begin en nou einde van die jaar wen jy hierdie groot prys. Ja, as ek Engels kan gebruik, it's an incredible honor. Want ek het regtig begin by MyZone en ek het niks van niks geweet nie. Ek het regtig geswat vir 2 jaar voordat ek besluit het ek wil in media inkom. So dit was 'n huge change geweest in daai sin. En MyZone het regtig net vir my geleer waar my passies lê. So om van niks af te kom nie en dan ewe skielik te hoor, maar hierdie mense sien iets in jou en iets wat jy nie eers geweet het jy talent voor het nie. It was a huge honor. So ja. Great. I mean, soos ek gesê het, jy was op en af laas jaar. So jy het of die jaar, sien ek is al klaar in 2026, is die Desember vibes, dit maak my deurmekaar. Die jaar was verskriklik besig, jy het getravel, jy was op en af. As jy 'n oomblik kon kies wat soos 'n highlight oomblik vir jou was, jy kan sê hierdie trip of hierdie event was net vir jou die lekkerste, wat sou jy gekies het? Vir my dink ek moet dit definitief die NSSR rugby finale gewees het wat Moria gewen het. Ek kom van Gebabes af oorspronklik, so om te sien dat 'n klein dorpie dit so ver kon gemaak het was amazing en to be on the front lines of that. Ja. Toe het ek die voorreg gehad om die dag nadat hulle gewen het, saam met die span terug te toer Oudtshoorn toe. En te gaan kyk hoe groot eer dit vir hulle was, en nie net vir die span en die skool nie, maar vir die hele dorp. Ja. En ek moet sê dit was regtig vir my een van die mooiste oomblikke wat ek nou nog in my loopbaan gehad het. Sjoe, dis mooi en dis lekker, wat 'n geleentheid om saam met hulle te toer terug huis toe. Ja, dit was interessant geweest. Ek meen, meneer Botha, ons baas, het die aand van die finale vir my 9 uur gesê, jy moet môre in Oudtshoorn wees. So dit was 'n bietjie 'n onbeplande trippie geweest, maar 'n verskriklike groot voorreg om, en dis die mooiste dorp. Ek weet ons dink aan Oudtshoorn en dan dink jy dis droog en dis warm, maar dis die mooiste dorp met die vriendelikste mense. So Ja, hulle sê mos al klein dorpies het altyd die mooiste plekkies en die niceste mense. Maar soos jy daar sê, hierdie werk en veral by MyZone, dit hou jou op jou tone.
Jy dink môre gaan jy kantoor toe, maar môre gaan jy Oudtshoorn toe. Ja, môre weet jy nie eintlik wat jy gaan doen Exactly, nie. jy moet opstaan en vat wat die wêreld of wat die werk in jou gesig Ja, jy kan soveel to-do lists optrek soos wat jy wil, geen dag gaan soos wat jy hom beplan het nie. Presies, maar Anne-Marie, ons het nog baie prepwerk om te doen. So kykers, moenie beweeg nie. Ons gaan gou 'n bietjie Kaap toe en dan natuurlik bietjie kus toe om te kyk wat daar gebeur. En as ons terugkom, dan gaan ons patties op die braai sit en ons honey glazed hamburger slides bymekaar maak. So ons is nou terug. Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. En dan natuurlijk is ons om hier om vir julle te vertel wat gebeur, waar, wanneer, hoe, hoekom, al die 7000 vrae. 7000 vrae en 7000 events. Yes, is altyd lekker by die see en natuurlijk is ons hier om vir julle te vertel waar dit lekker gaan wees. Ja. Nou ons kop af die 9de Desember, dit is nou volgende week. Tot en met die 8de Januarie is dit die outdoor activity hub next to the Swakopmund tennis courts. Nou dit is altyd lekker om daar te wees, Adam, want jy kan gaan skate. Ja. Verlede jaar het hulle 'n extra wing gehad en hulle het 'n escape room gehad. Is baie cool. Dis 'n wonderlike familie geleentheid. Daar's dinge om te doen. Daar's kos om te eet. Daar's musiek, daar's mense. Dis 'n regte vakansievibe, né? Presies. Ja. En dan van die 6de tot die 14de Desember het ons die jaarlikse musiekwogge wat ook by die Swakopmund Amphitheatre plaasvind. Hierdie hele week gaan ons 'n hele paar mense sien, kinders, groot mense, amateurs, professionele mense in die dorp by die amphitheatre by skool. Hulle gaan verskillende shows hê waar hulle musiektalent met ons gaan deel. Presies. En dan natuurlik hierdie naweek al reeds ook, Adam, is dit die Nedbank Desert Dash. Swakopmund is half besig om hulle se spiere te rek vir die Nedbank Desert Dash. Natuurlik gaan ek en Adam dan ook daar wees Saterdag. Soos hy eerste mense wat dan nou oor die finishlyn gaan kom, gaan kry. Dan gaan ons natuurlik vir julle op ons sosiale media platforms update wat en hoe en wanneer. Ja. Dan ook van die 12de tot die 13de Desember het ons die SFC 5-a-side by die Swakopmund Sportsklub. SFC. Ja, 5-a-side sokker. 5-a-side sokker. Ja. Alright, en dan 13 Desember het ons die Bay Rock Fest at Walvis Bay Yacht Club. Dit klink soos iets waar daar dromme, gitare, gesingery en dit gaan nice wees. Dit gaan lekker wees. Dan die 13de Desember het ons die Swakopmund Night Market en Fun Run wat dan nou by Tiger Reef hier in Swakopmund gaan plaasvind. Dan weer het ons groot sport die 14de Desember wat ons die FNB Sandman Triathlon hierso by die mole het. Ek dink ons gaan 'n hele paar internasionale atlete ook hê. Ja. Dit is altyd lekker om die triathlon te kyk want dis swem, dis hardloop en dis fietsry. En hierdie ouens is professioneel. Ja. Ouens en vrouens. Presies. Ja. Dan die 18de tot die 20ste Desember het ons die Swakopmund Food Fair by die Amphitheatre. Ja. En dieselfde tyd, ook die 18de tot 20ste het ons die Desember Swakopmund Festival. Ja, dit is een van die munisipaliteit Food Fair. Maar die Festival is die een in die stad. Yes. In die dorp. Ja. En die ander een, ekskuus. Dis okay. Die ander een is in daar by onder by die amphitheatre. Ja. Alright. Daar gaan so baie wees om te doen. En ek weet hierdie tyd is gewoonlik die tyd wanneer die mense strand toe kom, Adam, en dan wil hulle alles kom uitcheck. Ja. Dan natuurlik van die 19de tot die 20ste Desember het ons die Fitters in the Namib. Dit is gewoonlik tussen die mole en dan die Bonita Stadium. Dis nou die sterk manne en sterk vroue. Dis ongelooflik wat hierdie mense kan doen. Ja. Imagine jy doen hier burpees na hardloop, jy gaan klim jy daar op 'n paal en dan kom jy weer af en dan kom
is mal. Dit is mal. Is mal. So gelukkig cover ons dit net, dis al. Jy weet, so anyway. Die 20ste Desember het ons die Balla vuisbal. Yes. By die SFC Sportklub. Wat vir my altyd snaaks is met die game. Ja. Hulle noem dit visbal. Ja. Maar hulle slaan dit met hulle arms. En ek kan nie verstaan hoekom hulle dit doen nie, maar dit is hulle storie. Dit is ja. Ons miskien moet ons dit vra Adam. Miskien is dit 'n vraag, want dit ons is 'n vra. vraag. Ja. Dan die 20ste Desember het ons Night of the Galleries at the Photo Gallery in Swakopmund. Ja. 23 Desember het ons die Team Flippy Open Wop te Splash wat ons gaan livestream, né? Ons gaan dit livestream hier by die molen. Hier by die molen. Hierdie jaar gaan dit 'n lekker ene wees. Ja. Dit gaan 'n lekker ene wees. So ons sien vreeslik uit na daai ene. Ons gaan dan net vir julle dit live bring. So julle moet onthou 23 Desember. Okay. En dan die 26 Desember, Henties by Angling Bonanza. Ja, ek sien uit daarna. Ja. Ek sien uit daar was 'n hele paar groot vis wat hierdie jaar uitgekom het. Ja. Veral met die visfees. Ja. En ja, ons sien uit na wat ons hier gaan kry. Ek dink die prysgeld is ook baie groot, né? Dit is. Dit is lekker groot. En dan natuurlik op die 26 Desember het ons dan ook die Sparta Touchies. Dis nou rugby, maar dan ook daar op Henties Bay gaan plaasvind. 26 tot 29 Desember sien ek het ons die SFC Christmas Cup en League Social 35, dis die Social League en dan ook die 35 plus divisions en die Swakopmund Football Club. Baie sport. So is baie sport. Ja. En dit is altyd lekker sport en dit is altyd lekker sokker. Ja. 26 Desember het ons Henties by Touch Rugby, dis die toernooi waarvan jy gepraat het saam met die visfees. Ja. Of saam met die Henties by vis Bonanza. Bonanza, ja. Ja, en dan ook die 26ste het ons die offshore race at Walvis Bay Yacht Club. Ja. Dis van Walvis. Van Walvis Langstrand en dan van Langstrand af weer terug. En usually het hulle om altyd Walvis Swakopmund toe gedoen en ons die bootjies altyd hier gewag. Maar hulle het gesien dit werk bietjie beter. Walvis Bay, Langstrand draai hulle daar om en dan gaan hulle terug Yacht Club. Bring julle verkykers aan. Ja. Ja. Dit is altyd lekker om dit te check hier by vanaf Langstrand af. Ja. Alright. En natuurlik 27 Desember het ons die Weskus 4x4 vasbyt. Dit is by die Oval Track op Walvis Bay. Natuurlik moet ek ook by sê dat hierdie naweek is daar ook Oval Track racing in Walvis Bay in. So as jy lief is vir motorsport, Oval Track is die plek om te wees. Dieselheads. Yes. Alright. Ook die 27ste het ons die Poepkewits Jetty Mall. Dis ever popular. Exactly. Ek dink amper Philips Hyde gaan weer deel. Hy het ons gesê hy gaan deelneem. Hy het gesê met al hierdie events wat deur die loop van die jaar gebeur, maak dit sommer vir hom lekker hype up en hy gaan swem hierdie jaar. So ons kan definitief op die uitkyk wees vir hom. Maar ek hoop daar gaan goeie kompetisie vir hom ook wees. Ja, ek hoop ook so. Ja. Dan natuurlik 27 Desember Johnny Cash Tribute Show. Dit is aan Rian Smit. Wat dan nou gaan optree by die Swakopmund Hotel and Entertainment Center. En Rian ek dink hy het nou 'n soort van meer hiernatoe gemove. Hy bly nou hier saam met sy dogter. So ja, ons sal baie meer van hom sien. Ja. Die 27ste het ons ook die Sound of Summer. Sound of Summer. Dit klink okay. Dis nou 'n part van die Dit is nou heeltemal 'n part. Okay, Dis nou naam op Rage Events vir die Sound of Summer. Yes. So hierdie is altyd ook 'n groot ene, is ook altyd populêr. Ja. Dan natuurlik van die 28ste tot die 29ste Desember het ons die Hobie Sailing National by die Walvis Bay Yacht Club. Yes. Dis nou spesifieke bootjies is die Hobbies wat dan nou hulle se nasionale kampioenskappe het. Bo, en dan die 31ste Desember oujaarsaand het ons New Year's Eve fireworks at Independence Beach. Yes, dis nou al die derde of die vierde jaar wat hulle om daai. Ja, maar ons het ook 'n groot event hier in Swakopmund. Yes. 10 minute groot fireworks by die waterfront. Daar gaan stalls wees, daar gaan families wees, daar gaan musiek wees. Dit gaan 'n lekker familiedag wees. Absoluut. Presies. Ja. Dan ook natuurlik 31 Desember is dit die Glow Waves Beach Party. Nou hierdie keer is dit nou nie by die Walvis Bay Yacht Club nie, dit is by Dolphin Park en dit gaan omtrent ene wees vir die boeke. En dan finally het ons die Camp Out Dune Fest by die amfitheater daar in die duine. In die duine, ja. Ja. In die duine. In die duine. In die duine. Dis die ou amfitheater venue waar toe ons nog jonk was, het ons lekker geparty daar. Nou is dit nou is dit georganiseer, maar die ouens wat dit doen het 'n goeie job laas keer gedoen. So dis gaan 'n groot event wees, ja.
Flex is taking on a new look. A new feel, and a new location. Don't miss Flex DSTV channel 285, GoTV channel 25 every Monday, Wednesday and Friday, where we flex your mind and your muscles. Ons by Kolle hier so uit die Kaap uit en Mike, ons begin en dis nou Desember. So nou is nou iets in die Kaap wat nou gebeur is. Ek kom agter die mense ry ook stadiger. Ja. Hulle waai vir jou by 'n vierrigtingstop en sê gaan gerus, ry gerus. Lyk hoe man in 'n vakansie gevoel is. Ja, ek moet vir jou sê ek is geklee in my groen en as ek nou so staan dan kan ek bietjie lyk soos 'n kersboompie, maar ja, dit is soos jy sê, almal dink ek is in daai feestyd lyn. Iemand het nou die dag vir my gesê Desember is nie 'n maand nie, dis 'n leefstyl. So ja, en dis al hierdie tipe dingetjies wat ons dan nou gaan deel maak van hierdie Desember leefstyl van die feestyd en die feesseisoen. Nee, verseker nie. Die liggies, die Kaapstad se Kersfees liggies is amptelik aangeskakel en dan begin jy agterkom maar hier's nou 'n gevoel wat in die Kaap. Ek het 'n vakansiestad. Ek weet dit die jaar, maar baie dit is bly 'n plek wat jy is by die see en so 'n klomp dinge wat gebeur. Maar dit is ek raak ook so 'n bietjie meer gesleer in hierdie gevoel, moet ek erken. Maar een deel wat help wat lekker is om die atmosfeer in die Kaap sommer lekker te maak vir die feestyd is die sewes, die HSBC sewes. Dit is altyd by die Kaapse stadion, nou sit in Athlone. Dit is nog uniek, is nog kleiner kompak, dit is 'n baie groot stadion. Maar dit is altyd lekker nee, dis dan 'n lekker atmosfeer. Dit skop so die feesseisoen af met 'n lekker Engelse praat van 'n vibe. Ja, ek moet vir jou sê dit is soos hulle dit ook stel, die unofficial kickstart of the summer holiday. En ek dink dit is alles as gevolg van hierdie atmosfeer, hierdie vibe wat tentoongestel word. Mense trek snaakse klere aan en ondersteun die Blitsbokke. En ek dink na Dubai gaan die Blitsbokke staat maak op die ondersteuning van die plaaslike toeskouers. Nee, ek weet nie wie's daai ou wat die loting maak, die loting doen van hierdie toernooie nie, maar ek weet nie of hulle kyk en agterkom watter spanne is, miskien spanne wat ons mekaar moet weghou. Vir die tweede naweek in 'n ry voel dit met die Blitsbokke het 'n baie moeilike loting. Nou moet hulle teen Nieu-Seeland en Fiji speel. En net 2 van die 4 spanne gaan deur na die semifinale toe. So dis baie moeilik, nee. En in Qatar het hulle in Dubai het dit gewys dat Fiji en Nieu-Seeland is baie goed op vorm. Ja, ek moet vir jou sê ek dink vir baie lank het ons gewonder waar is Nieu-Seeland? Hulle het so 'n bietjie teruggesak, maar nou na hierdie eerste ronde het dit gelyk asof Nieu-Seeland aanspraakmakers is op hierdie wêreldtitel en dit van toernooi 1 af. Ek dink Fiji is altyd een van daai bestendige spanne wat jy moet dophou. Jy kan nie hulle te lank alleen los nie. Hulle gaan vir jou pak slaagie erns en ek dink dit maak dit nou baie moeilik vir Suid-Afrika hier op tuisbodem teen 2 van die sterker sogenaamde aanspraakmakers vir die wêreldtitel. Dit raak nie makliker. Dit raak nie makliker nie. Maar dis lekker vooruitsig in die Kaap, die Athlone stadion, die sewes wat komende naweek is. So ons gaan nou kyk. Natuurlik die vierde brand altyd daar so rondom die stadion ook, maar net so lekker. Iets wat ek nog kort is in Namibië, nee, as daar lekker sport is. Ja, daai vierde brand ook. Kerry Societies. Hulle kan hierso gerus Kerry Societies hierso kom probeer. Ek kan nie verstaan dat hulle nie Kerry Societies hierso by die sportvelde verkoop nie, maar jy moet ek weet nie veel in Namibië Kerry Society geëet het nie. Ek het by ontbyt gaan eet by Windhoek Hoërskool by DRS as daar sport is vroeg, byvoorbeeld een van die stadions. Dan 8:30, 8:30 die onder 14C speel nog. Dan sê ek al daar so groot boom net so langs die stadion. Langs die paviljoen, aan Brailerman en Kerry Societies. Ek het niks proneer nie, ek is reguit, my ontbyt is Kerry Society. Kyk, ek kan nou vir jou sê, ek het nou nog nie die voorreg gehad om in Namibië Kerry Society te geniet nie. Maar hierdie lyfie het nie gekom om te praat oor die kos nie, hoor. Dit kan ek nou vir jou sê, daar's al min dinge so lekker soos 'n Kerry Society, 'n Kerry choppie. En dit is iets wat jy sê, daai atmosfere wat aangesteek word. Dis om spesiaal, dis lekker, dit bring saam sy 2 manne wat vir 2 teenoorgestelde spanne
staan en ondersteun, staan by mekaar, geniet ietsie, 'n limonadetjie of twee met 'n curry sausaatjie en dit bring daai kameraadskap en daai sportmangees. En dan stap jy in daai stadion in en jy ondersteun jou gunstelingsspan en jy hoop vir die beste want dan voel die curry sausaatjie nog lekkerder. Nee, seker. Ek dink ek en jy het miskien ons 'n besigheidsinisiatief, Mike. Ek en jy moet daar by die Athlone stadion op die hoek van die stadion buite ons 'n stalletjie opsit en Bobby se vlag sê en Bobby se curry sausaatjies net hierso. Daar's 'n vroeë aftreeplan ding. Nee, want ek dink ons sal baie curry sausaatjies ook. In elk geval, maar ons het natuurlik ons het dan ten minste ons het nog 'n lekker dis 'n Pearl Moscato van Batsberg. Batsberg is een van my gunsteling kellers. As jy so deur die tunnel van die Kaapse kant af ry, Woester se kant toe, Batsberg, dis 'n briljante keller. Hulle het verskeie goeie produkte, onder andere met hulle Chardonnay wat hout verouder is. Wat hy's pragtig mooi. Hierdie is 'n Pearl Moscato Batsberg, hulle noem hom 'n light. Yes. So hy's lekker vir die seisoen, maar as die light nou vir jou te lig is, dan drink jy net 2 bottels dan tyd. Dan raak hy heavy. Okay, ja. Ek dink so. Ek sien hoe jy werk. Ek hou van hoe jy dink want jy sien hierdie ene, Arius, jy's een van daai samesynwyne. Dis een van daai wat mense bymekaar bring en dis wat lekker is. Dit is hierdie tyd van die seisoen ons bly praat van samesyn. Ons praat van om lang kerstafels tot by groot sportstadions. En hierdie is een van daai wyne wat ek nou nie sal voorstel of aanraai dat jy probeer invat by die sportstadion nie, maar jy mag dalk nou die sportstadion gevoel wil by jou huis hê. En dan is hierdie een vir daai samesyn perfek. Hy's heerlik en hy's lekker saam met natuurlike braaivleisvuur en ons steek die vuur nog aan hier in Namibië of nee, Namibië se hout in die Kaap steek ons dit aan. Jy's nou met daai curry sausaatjies in Namibië. Ek is daar. So ter afsluiting Mike, daar's niks Springbok rugby meer nie, maar ons kan hom so effentjies terugkyk. Ons is nie ten koste van Wallis nie, maar 'n goeie Europese toer net kortliks. 73-0 was omvattend geweest teen Wallis, maar dit was 'n goeie 2025 vir die Springbokke. Ek dink hulle het die ondersteuners trots gemaak. Ja, ek dink met die twee verlore wat ons dan nou in die gesig gestaar het teen Ierland en Australië, ek dink daar's baie lesse geleer uit daai twee wedstryde uit. Ek dink en jy het dit gesien teen 'n span soos Wallis. Baie mense het gesê Springbokke het nie meer iets soos 'n verswakte groep, 'n C-span, 'n B-span of so voort nie, want dis wat Rassie van die seisoen begin het werkstellig het. Oor die 50 spelers wat deur hierdie 2025 seisoen gebruik is en benut is, jy sien dit want daar's manne wat nou die sogenaamde onervare spelers is met 6+ toetse onder die belt. Dit sê vir my dat Rassie definitief werk met 'n groot plan 2027 wêreldbeker toe en selfs al kom daar beserings met spelers wat al klaarmaak en nie gaan deurgaan. Ons het gesien dat in 2019 was iemand so Skalk Brits gebruik met 'n rol langs die veld eerder as op die veld. Ja, hy het 'n wedstryd gespeel, maar hy het 'n groter rol langs die veld begin speel. Ek dink dis wat Rassie probeer bewerkstellig in die Springbokkamp en jy sien dit in 'n wedstryd soos Wallis waar jy met 73-0 een van die grootste tellings teen hulle op tuisbodem aangeteken het en dit het amper gelyk asof die Springbokke dit relatief maklik gedoen het met wedstrydplan wat werk met individue wat hulle hand opsteek. Ek is opgewonde vir Springbok rugby, ons is op 'n goeie plek en ek dink dit was 'n baie goeie seisoen geweest. Dan absoluut en ons is trots op die Springbokke en ek dink ek gaan my glasie lig. Ek gaan 'n Pearl Moscatootjie ergens ook lig vir Dr. Rassie. Daar's dit. Dr. Rassie, ek dink mense onderskat hom, hy irriteer hier en daar mense val nie op posisie, maar ek dink hy's 'n briljante afrigter. Hy kry reg wat vorige afrigters nog nooit reg gekry het nie. So ons vierde brand, ons gaan 7 kyk, ons gaan 'n Pearl Moscatootjie oopmaak van Batsberg en ons gesels weer volgende week. Tot dan, groete. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Okay, kykers, ons is nou amper by my gunsteling gedeelte van die show. Ons kan amper eet. Ja, ek dink dit is ons ek my highlight op. Ons kan amper eet. So ons gaan nou ons patties op die grill sit. Ons hoop, fingers crossed, dit val nie uitmekaar uit. Because dit is maar altyd triekie. Mens braai mos nie gewoonlik jou minsie bak hom ons maar of fry hom op die pan of iets, maar ja, maar ons kan nie
pan-fried kos maak hier op Gooi Kolle nie. Ja, dit klink ook nie reg nie. Ons moet net braai. Okay, ons hoop vir die beste. Sover het ons al so baie resepte hier op die show getry en nie een van hulle het al vir ons gefail nie. So, today is no exception. Het julle nie iets exciting wat opkom met julle resepte in 'n geval binnekort nie? Yes, soos ons laasweek ook gesê het, die Gooi Kolle resepteboek gaan binnekort uitkom. So kykers, julle moet net dop hou op ons Facebook page. Ons gaan dit definitief 'n big deal daarvan maak oor die jaar se resepte. En Anne-Marie het 'n bietjie vir ons dit geëdit. Natuurlik, jy was behind the scenes om dit bymekaar te maak ook. So kan jy vir ons bietjie vertel uit daai resepteboek uit. Wat was een van jou gunsteling resepte wat ons al getry het op Gooi Kolle? Dit moet die appelkoos-konfythoender wees wat jy gemaak het. Die oomblik toe ek dit lees, toe sê ek dadelik vir Jerine wat saam met my geëdit het ek dadelik vir gesê hierdie is 'n resep wat ek moet by die huis gaan probeer. En jy moet, want dit was verskriklik lekker. Ja, so ek sal definitief 'n punt maak, maar dit is die een wat vir my die meeste uitgestaan het. En dan was daar 'n soapie, 'n shot gewees wat jy gedoen het. Wat blueberry, ek dink dit was blueberry blaas. Dit was amper soos 'n smoothie gewees. Ja, en dit lyk ook vir my baie interessant, soos iets wat mens net moet probeer. Daar is so baie resepte, ek weet nie of ek een kan kies wat lekker was nie. Ons net om 'n paar te noem vir die kykers. Kyk julle, ons is amptelik in Desember en dit gaan 'n lekker lang festive seisoen wees. So julle het 'n resepteboek nodig om bietjie julle se gaste te wow as hulle kom braai by julle huis. Ons het ons coffee wrapped steak wat ons getry het. Ons het ons hoendersosaties met 'n romerige kaassous wat ons met Jerine gedoen het. Daar is so baie. Ons het 'n spicy steak baguette. Ja. Ek hoop ek sê die woord reg, baguette gehad. Dit was ook baie lekker. Daar's so baie goed wat ons gedoen. Ons het 'n steak burger gehad. A bit different from what we're doing here, maar same vibe. En dan natuurlik as jy volgende jaar gedurende wintertyd kan jy nog steeds braai van ons het ook al sop op die kolle gemaak. Ons het 'n lasagne sop gemaak op die kolle. Dit was baie fantasties. So natuurlik is hierdie, dink ek persoonlik, dit is nodig dat jy hierdie resepteboek in jou kombuis iewers het. Net? Ja, net iewers. Iewers. Vir daai tyd wat jy nie weet wat om te maak nie, want is ook sulke maklike resepte. Presies. En ons doen dit alles op die show hierso vir julle en so ons toets dit hier eers. Dis nie net so asof jy hom sien en jy weet jy gaan dit uitwerk of jy uitwerk dit self. Want ons het dit eers hier op Gooi Kolle probeer. Nou Anne-Marie, hierdie enetjie. Ja, hy is 'n moeilikheidmaker. Ons haal hom maar af, is alright. Ons het hom gesacrifice vir almal se veiligheid. Yes, die anders, hierdie enetjie lyk hy wil. Kom ons gee hom net so 'n nudge. Net so 'n bietjie aanhits. Okay, so Anne-Marie, terwyl ons mens hierso hanging on vir DLA. Ek het 'n vraag wat ek moet vir jou vra wat gaan bepaal of ons mens gaan reg uitkom. Dankie Abri. Dis 'n man met 'n plan. Natuurlik Gooi Kolle bly nog altyd die sportskode waar ons altyd nog na eerste toe gaan. Alhoewel ons brei uit teeste, ons gaan hokkie, ons gaan squash, ons gaan cricket, maar rugby bly nog steeds ons nommer 1 sport hier op Gooi Kolle. So ek het 'n baie belangrike vraag vir jou en dit gaan bepaal of ons mens hierdie trail run gaan survive of nie. No pressure. No pressure. So natuurlik ons Bekkie boetjies 100% is ons nommer 1 span as dit kom by rugby spanne in die wêreld. Hulle is nommer 1. Maar as ons nou na die tweede plek toe gaan in jou hart. Wat se rugby span, groot of klein, international of local, ondersteun jy? Onthou ons mens depend on jou. So obviously, soos jy gesê het, die Springbokke nommer 1 vir altyd. Daar's nie eers 2 vrae daaroor nie. En hierdie gaan baie controversial wees, veral op die oomblik, because it's not looking good. Maar ek kom van Johannesburg af way back voordat ek 'n gebabes gebly het, so ek is 'n lion. Ek sal vir altyd 'n lion wees. Dit is in my ingebore en gedwing. So dit is ek hoop ons smaalvleis oorleef. Nee, ek dink hy self want hier's 2 Springbokke in charge van alles wat hier aangaan. Okay. So die Springbokke het my gered hierdie. Hulle het jou gered. Hulle gaan seker maak ons mens survive. Maar Anne-Marie, ek het nou vandag ons resep uitgekies. As ons nou vir jou gevra het wat kan ons op die kolle gooi?
wat sou ons vandag gebraai het? Jou gunsteling braai resep wat jy al getry het of nog wil try? 100% soos in no doubt 'n steak, 'n plain en gewone boeresteak met sy lekker, jy weet 'n aged enetjie, hy moet natuurlik bietjie age, maar plain en gewone boeresteak met braaispies op soos wat jy dit uit die winkel uitkoop, sal vir altyd my gunsteling wees. Ja, keeping it simple, you know. Soos Brian altyd sê, I never keep it simple in the kitchen. Ons het al so 1 of 2 resepte gehad wat pretty simple was. Jy kan kalm wees, maar dit sal nie gooi kolle wees as die resepie so bietjie anders is. Alter is. Hy moet so bietjie uitspattig wees. En hy moet jou bietjie laat bekommerd wees oor of hy gaan werk en of hy nie Weet gaan jy, werk. ek het al geleer, as jy kos maak, as jy nie iewers op 'n kol vir jouself so bietjie doubt en dink, o, jy gaan dit ding uitwerk, dit lyk, you know, trust in the process moment. As dit nie gebeur het, dan you're not really cooking. Ja, dan braai jy Iewers op 'n kol moet jy ook terugstaan en dink, o, sjoe, vang ek nog die regte goed aan of is ek besig om nonsens aan te vang? Ja. Maar Annemarie, ek dink dit is tyd vir ons om ons patties om te draai. Sodra dit nou lekker gaar is, gaan ons op elke patty 'n stukkie kaas opsit, laat dit lekker smelt en dan gaan ons sliders, ons honey glazed burger sliders bymekaar sit om te eet want ek is baie honger. Ek is ook nou baie honger. Dis die reuke, dis die aromas. Dis alles, dis ook die bekommerdnis dat dit gaan alles bymekaar kom nie. Maar kykers, moenie beweeg nie. As ons terugkom net nou, dan gaan ons almal lekker saam eet en dan gaan ons almal lekker gesels saam met Andrew en Aubrey en ons ander gas. So ons is nou terug. Dankie. If you guys want to know what Athletes World is all about, you guys will definitely have to tune in for the episodes to see what goes on Athletes World. We will, just to give you guys an insight on what Athletes World is about, it's a show that dives deeper into the life of athletes, is finding out what they are all about, and they get to tell us what their favorite foods are, what their greatest moments are, and what their worst moments are in sports as well. So you guys tune into the episode. It also plays every Wednesday on DSTV. Here is where you find out more about athletes, and not just athletes, but also the unsung heroes. Welkom terug kykers. Ja, ons het gehoor van Brian daar in Indië en ja, so sterkte vir die Namibiese spanne daar in Chile, die vroue en ook in Indië die mans. Ja, so sterkte vir hulle. Ja, so Patricia en Annemarie, so julle het vir ons ietsie voorberei vandag. Vertel ons so 'n bietjie van hoe dit verloop het. Annemarie sê dis baie spicy. Vir my is dit nie spicy genoeg nie. So julle moet maar proe en vir ons sê of dit spicy is of dit right is, maar soos ek gesê het, is 'n honey glazed burger slider, right? Burger slider. Yes, a burger slider. Honey glazed burger with a slider. chipotle sauce. Yes, with a chipotle sauce. Ja, ons try maar hulle gaan baie goedjies. klagtes kry nie. Sien Andrew het genoeg gemaak. Andrew laat gaan nooit die een episode waar hy net een chicken wing gekry het en dan so ek het seker gemaak hier's genoeg kos vir almal. As hy so saam met ons natuurlik Ethan Witboy van Body 20. Yes. Ja, vertel ons net so 'n bietjie meer nog van julle klub en so en wat julle alles aanbied en julle het mos nou 2 klubs. Ja, een in Kleine Koepe en een in Klein Windhoek, dis waar ek gestig is. Man, wat ek kan vertel, Body 20, net om 'n broad overview te kan skep vir julle. Ons maak gebruik van elektrisiteit om jou spiere te stimuleer. En in 20 minute doen ons dit wat jy sou doen in 'n conventional gym in 4 tot 6 ure. So baie mense dink ons jippo in hy 20 minute, maar dit is eintlik meer intens omdat jy 6 ure se werk daarin kry. So ja, vinnig in en uit voor jy kan voel jy's like dit nou wil ek opgee, dan is die sessie al weer klaar. Nou Ethan, nou wil ek jou nog 'n vraag vra. Dink jy vir enige ou wat nou wil begin gym en wil begin in dit inkom, dink jy dis 'n beter begin as 'n conventional gym of dink jy moet eers die ervaring hê van 'n conventional gym voordat jy
Man, wat ek vir jou kan sê is to each their own. Ja, daar waar jy gemaklik is. Daarom met ons elke sessie wat jy kan wat jy boek vir jouself, het jy 'n personal trainer. So jy het daarom daai guidance en ondersteuning wat jy nou nie eintlik by 'n conventional gym sou kry nie. In plaas jy nie 'n ekstra fooi betaal vir dit nie. So ja, om iemand by jou te hê wat jou vorm so vir jou kan regstel, sal maar seker maar beste wees. En dan hoe belangrik is eet dan nou? Ek weet ons sit nou hier met klomp lekker hamburgers hier Ja, voor ons. nee. Hoe lyk 'n eetplan en eetprogram as jy nou op die program klim, as jy op Body 20 se program klim? En dis een van ons benefits. Ons kom soos jy aansluit by ons, jy kry 'n gratis nutrition dokter ook. So hulle maak dan vir jou meal plans uit volgens wat jou goals is en volgens hoe jou in-body assessment ook lyk. En ja, ek dink dit behels Gaan jy meestal weer 'n plan groente. stiek vandag of gaan jy nie? Nee. Vandag ek gooi maar af. Is 'n cheat day vandag. Ja, nee. 19 uit 21 of? Ja, nee. 19 uit 21. Okay, Ethan, ek het 'n vraag vir jou van die kombuis af. Gooi hom deur. Jy het nou so gepraat van meal plans en al wat dinge, Yes, maar yes. natuurlik elke ou maar van 'n braai, lekker braai. Wie doen nie? Exactly. So ons het nou die hamburger sliders gedoen, maar wat sou jy op die kolle gegooi het? As dit nou ook 'n cheat day kon wees vir jou op 'n random Vrydag of Saterdag, wat sou jy op die kolle gegooi het? Ek sou 'n gewone lamb chop doen vir my die job. Ja, met so 'n bietjie vet. Ek kan nie daai vet afsny nie, dit kan goed wees. En definitief met 'n groen slaai. So ons het daarmee groen slaai reg gekry. Ja, of 'n buster pudding soos hulle dit noem. Ja, lekker tappelslaai. Yes. Maar asseblief wat ons nie weggee, ek wil hê julle moet proe wat ek en Anne-Marie so hard opgewerk het in die kombuis. So grab one. Asseblief. Julle mag eerlik wees. Ons kan dit vat. Dit lyk lekker, julle. Dit werk. Sien ek dink is nog nie spicy genoeg hier. Maar ek weet nie of Anne-Marie saamstem nie. My compliments to the chef. To the chefs. Zero spice tolerance moet eintlik ook sê, dis nie so spicy soos wat ek gedink het dit gaan wees nie, dis baie lekker. En dan Patricia, wat het ons hier? Ons het 'n bietjie champagne. Want dis een van ons laaste episode vir die 3de seisoen van Gooi Kolle. Sjoe, 3 seisoene. So Aubrey, sou jy asseblief vir ons die honors doen en dan deel ek vir ons. Ons het die shots vandag gekykers. Ons is bietjie fancy vandag. Ons het bietjie wynglasies hierso. Andrew. Vir jou enetjie. Dankie. Julle reg? Ja. Asai. Niemand het seer gekry nie. Laat die val waar hy wil. Jy laat hy val waar hy wil. So Aubrey, sal jy vir ons dan nou daar. Jy kan net my servet aangee asseblief. Dank. Andrew, terwyl Aubrey vir ons skenk, ons is nou al by seisoen 3 van Gooi Kolle. Ek het nou die jaar eers ingeval, maar jy en Brian is nou van dag 1 af betrokke met Gooi Kolle en 3 seisoene agter die rug en volgende jaar doen ons alles weer. Hoe voel dit om te kan sê ons het 3 seisoene van Gooi Kolle gedoen? Ja, dit was 'n lekker ervaring. Ek dink van die begin af was dit lekker om met interessante mense bietjie te kuier en so van rugby en van verskillende sportsoorte. Ons mos maar so van seisoen 2 af in 'n Olimpiese jaar veral so bietjie gediversifiseer na meer verskillende sportkodes toe. Ja, dis lekker om almal se stories te hoor en so en met bietjie met almal te kuier. En die braai gedagte werk ook altyd lekker. Ja, kan nie verkeerd gaan met 'n braai nie. Maar even dink ons kan dalk volgende jaar kyk of Gooi Kolle ook hierdie masjiene kan gaan uittry by Body 20. Please, ons nooi julle uit. Dit gaan meer as 'n eer wees. Ons lyk agter die kamera wees. Ons lyk van klomp mense in ons studio. Daai bedrywigheid boost eintlik mense produktiwiteit. Ja, dit gaan eintlik baie lekker wees. Soos julle elkeen hier sit, gaan ek julle ook gratis demonstrasiesessies deurgee.
Daar hoor julle dit. Gooi Kolle gaan dalk volgende jaar by Body 20 ry soet aansit, elke een van ons. Yes, en ons gaan vir 20 minute ry. 20 minute. 20 Nee, man, minute. ons gaan live serie. Ag, so bietjie. So bietjie, maar dis alles die moeite werd, right? So kykers, julle moet hier vir seisoen 4 wees want ons het groot dinge aan die kom met Body 20 vrou. So. Oh yes. Ja, so vir almal wat hierdie naweek die Desert Dash aanpak en van Windhoek af fietsry 401 km Swakopmund toe. Dis Andrew het lank steeds. Ja, sterkte vir julle. Ons vat enetjie op julle. Gooi Kolle. Gooi Kolle.